Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons eer die Here dat hy vir ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Hoe lieflik om te weet dat ons in die holte van sy hand is en dat die Bybel vir ons sê dat niemand ons uit die hand van die Vader sal ruk nie. Mag u in hierdie dag 'n geseënde dag hê. Mag die Here u gebruik in sy diens en tot sy eer. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde, maar onbekende woorde van Halleluja lied 432. Halleluja lied 432 sê twyfel, swyg bange sorge. God, die troue is my vriend. En sy gees spreek diep verborge dat ek ewig is God se kind. Hoe my skuld my hart laat twyfel, vrees vir straf, laat my nie weifel, want ek weet in sonde smart, God is meerder as my hart. Hoe pragtig, vriende, sê vers 2 dit, hy die kenner van ons harte, ken ook my en weet alleen, hoe ek hier in sorge en smarte, my verdorwenheid beween. Ja, hy ken my sielswonde, ken die smarte om al my sonde. Nie my ongeloof en waan, my geloof, dit sien hy aan. Jy is welkom om daar die 8 versies te gaan lees, besondere verse in hierdie Halleluja bundel. En een ding wat ons vanmôre weet is dat die Here weet, vriende, hy weet wie ons is. En hy sê vir ons die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy volëindig. Ja, ons kastei ons liggaam, ons maak dit diensbaar, maar dikwels wanneer ons val, dan sê ons, ag Here, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van dood? En dan sê die Bybel, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Vriende, vanmôre wil ek bekend u praat oor die gedagte van selfvergifnis, praat die Bybel daarvan, dit is vrae wat na my kant toe kom en dit is nodig om van tyd tot tyd hierdie vrae te beantwoord. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte van selfvergifnis. Nou, as mense praat van selfvergifnis, praat hulle van die gedagte dat jy op 'n punt kom om jouself te vergewe vir dinge wat jy verkeerd gedoen het aan ander mense. Jy moet jouself vergewe vir dinge wat jy in die verlede gedoen het, miskien verkeerde besluite wat jy gemaak het, miskien sonde wat jy gedoen het, en jy moet vir jouself sê, Gerard Bekes, ek vergewe jou vir wat jy verkeerd gedoen het. En dis die gedagte van selfvergifnis, en vriende, moet ek wegval deur vir u te sê, dat die Bybel nie regtig van so iets praat nie. Dis meer in die sielkunde, waar die sielkundiges mense wat met 'n skuldlas sit, probeer help om vry te kom van hierdie skuldlas, maar hulle doen dit ongelukkig buite die raamwerk van die Bybel. Want jy sien, sonde bring skuldgevoelens, sonde bring hartseer, sonde bring pyn, sonde bring verwydering tussen mense, sonde bring soveel dinge in ons lewe, dat ons dikwels skuldig voel, en in hierdie skuldgevoelens sak ons weg in ellende, en eintlik in hierdie diep donker gat van depressie. En nou dink mense dat selfvergifnis hulle daaruit gaan optel, en die Bybel maak geen melding van selfvergifnis nie. Eerder sê die Bybel vir ons dat ons vergifnis in Christus moet soek. En ag vriende, as u 'n baie goeie gedeelte wil lees oor hierdie saak, dan kan u na Psalm 51 gaan. In Psalm 51 lees ons hoe Dawid gesondig het, en Nathan die profeet kom na hom en sê vir hom, Dawid, jy is die man wat gesondig het, en nie eenmaal in hierdie Psalm 51 praat Dawid van selfvergifnis nie. Inteendeel, Dawid kom en hy sê, Here, wees my genadig, o God, na u goedertier, en hy delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kan nie agterkom dat die man Dawid besef dat sy sonde 'n skeidsmuur tussen hom en God bring, en dat net God se vergifnis hierdie skeidsmuur kan afbreek en vir hom 'n nuwe lewe kan gee. Vergifnis kan gee, vryheid kan gee, blydskap kan gee, vrede kan gee. Hy sê vers 10, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Hy sê vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Vers 14, gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. U sien, as ons die Bybel bestudeer, maak die Here geen melding van selfvergifnis nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, dat die oomblik wanneer hy ons vergewe, dan bring hy sy vreugde, sy blydskap, sy dankbaarheid, sy genade, sy liefde in ons harte. En dit, vriende, lig ons op hoër hoogtes. Dit bring vreugde in ons hart, dit bring blydskap in ons siele, om te weet, dat die Here God, die een wat alles weet van my vergewe het.
Ja, ek gaan baie keer na ander mense en ek gaan doen restituisie. Ek gaan vra hulle vergewe my as ek teen julle oortree het. Ek gaan na my huisgenote, ek gaan na mense in die gemeente of by my werk of in die gemeenskap, mense wat ek te nagekom het en ek sê vergewe my, en hierdie vra van vergifnis vir ander mense bring ook 'n groot vrede in my siel. Vriende, gaan praat maar met kinders van die Here wat restituisie al gedoen het. Hierdie geweldige vreugde en blydskap wat die Here gee, hierdie las wat van jou skouers afval. Hoe wonderlik om te weet. Ons lees in die Onse Vader gebed dat die Here vir ons sê dat ons moet bid. Vader, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. U sien vriende, die groot ding wat ons mee stoei vandag is met die sondeprobleem, en wanneer die Here ons vergewe het, het ons nie nodig om onsself te vergewe nie, want die vreugde wat die Here bring, wanneer hy my vergewe het, die beloftes van sy woord wat tot my siel toegepas word, bring 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Ons bly verdorwe mense. Ons sal onsself heeltyd moet vergewe as ons op die einde van die dag hierdie saak moet toepas. En vriende, ons vergifnis vir onsself en teenoor onsself beteken niks nie, want ons kan nie ons eie sonde vergewe nie. Daar is een wat ons sondes kan vergewe. Sy naam is Jesus Christus. Hy wederbaar ons, hy maak ons sy kinders. Hy sê die goeie werk wat hy begin het, sal hy self in stand hou. Die Bybel sê die bloed van Christus reinig ons gedurig van alle sondes. Die Bybel sê ons kan in hierdie modelgebed van Jesus leer, vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. So die hele gedagte dat ons eerder anders sal vergewe, soos Christus ons vergewe het. So net om die vraag nou te beantwoord, is daar 'n ding so selfvergifnis in die Bybel? Die Bybel praat nie daarvan nie, is meer 'n sielkundige terme om mense beter te laat voer oor hulle self en hulle sonde. Vriende, die oomblik as Christus my vergewe het, kan ek in die vergifnis en in die vryheid van Christus leef. Dan hoef ek nie heeltyd die skuldgevoel te dra vir my sonde nie, want ek weet dit is gereinig in die bloed van die lam. Die Bybel sê in Psalm 103, so ver soos die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder die Here ons oortredinge van ons. Hy werp dit in die dieptes van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Daarom het ons nodig om in sy vergifnis ons blydskap en ons vrede en ons vreugde te vind. Mag die Here vir u seën, mag die Here vir u wysheid gee, mag die Here u opbou in die allerheiligste geloof. Vriende, groete vir u, mooi en 'n geseënde dag verder. Tada.